Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat nooit die werke van sy hande ontvaar nie. Verhef jou hart uit tot God en ontvang sy groetseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here in ons Psalm 104. Daarvan sing ons die eerste en die 14de en die 15de strofes. En vooral vers 14 gaan ons sing van God se werk en ook van sy arbeid, of ook van ons arbeid. Althans, vers 14, ek klomp ons lees vers strofe 14. Nou word die mens deur môrelig gewek, gewink tot arbeidsplig, totdat op laas die skemer val, hoe eindeloos is die werk betaal. Ons op Psalm 104, daarvan vers 1, 14 en 15, en dan bly ons staan en bly ons geloof staan. Baie gedeeltes wat ons kan en moet lees. Vanoggend gaan ons net vir ons Galasiërs 5 vers 4 lees. Julle wat geregverdig wil wees,
deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Dit is natuurlijk belangrijk om eens mooi die context ook van hierdie vers moet verstaan, maar het is groot wat hier staan, julle wat geregverdig wil wees, die woord geregverdig is 'n hofwoord. Jy het reg gedoen, jy het gedoen wat jy moes doen. En as ons wil dit probeer doen deur die wet, dan is ons los van Christus, dan is ons in die genade verval. Kom ons lees aan die wet van die Here, en ons ken ons eie sonde daarin, en ons sien Christus se geregtigheid hierdie wet ook. So het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, dat jou daar verwek mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons antwoord, en ons sing ons saam Psalm 9, daarvan die 7 en die 8ste strofes, 9, 7 en 8, en daarna gaan ons saam met. Ons almagtige Vader in die hemele, U is heilig. Goeie Here, mag ons dit meer ken. En mag dit nie net 'n kopkennis wees nie, maar mag dit 'n ken wees met ons hele hart, hele wese.
ons natuur om hier vanoggend te wees, U te wil ken, U te wil dien. Dis U wat groot dinge aan ons gedoen het, en dit wil ons in die groot vergadering bekend maak. Ons wil dit verkondig, wyd en suid, U groot dade wat U gedoen het. U alleen kom al die eer toe, o Vader. Dis U wat ons van die vloek van hierdie wet gered het. Dis U wat hierdie wet nou vir ons, die wet van vryheid kom maak. Hier is die verbondswoorde. Dis 'n lig vir ons pad. Ons smeek U dat ons meer onsself mag ken vanuit die wet, deur die werk van die Gees, sodat ons met alles in ons sal vlug na Christus toe, ons enigste verlosser en middelaar. Ons smeek U, o Vader, dat ons opgebou mag word in ons kosbare geloof. Mag ons siel verkleef word aan U, o Here. Ons weet is onsaglike groot dinge wat ons bid en vra. Ons bid en ons smeek het van U, U verbond, U met ons opgerig het. Hierdie groot verhouding wat U met ons opgerig het, gaan oor lewe en dood. Ons bid U die Here omdat ons vasglo dat net U so iets groots vir ons kan doen. Ons siel aan U sal laat verkleef raak. Ons weet is net U wat dit kan doen. Deur U groot beloftes en deur U Heilige Gees, deur U woord. Dit bid ons in ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser en middelaar se naam, Hy wat die volkome offer alreeds gebring het. Amen. Kom ons sing saam Psalm 90 met die oog op die prediker. Daarvan sal ons die eerste en die 9de vers, bevestig by die ongunst van die tyd, bevestig tot ons werk en ewigheid. Psalm 90 vers 1 en 9.
En dis ons stil by die laaste gedeelte van 2 Tessalonisense. Sluit af met ons reeks preek uit die brief van Paulus aan 2 Tessalonisense. Ons lees die hele hoofstuk 3 saam, 2 Tessalonisense, maar veral gaan ons net stil staan by die laaste deel van vers 6 tot 16. Dit is Tessalonisense 3 vers 1. Verder, broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê, en verheerlik word net soos by julle. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Mag die Here julle harte rig oor die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle onttrek aan elke broeder wat onordentlik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordentlik onderhewig gedra nie, ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet. Want ons hoor dat sommige onder julle onordentlik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle broeders, moenie in goed doen vervlou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. En beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. En mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Die groete van Paulus met my eie hand, teken is in elke brief, so skryf ek. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Ek praat effens onder korreksie, maar dit was die kerkhervormer Martin Luther wat gesê het, as jy weet dat die Here Jesus Christus môre gaan terugkom, plant dan nog steeds vandag die boom wat jy sal geplant het. Sê nogal baie van en oor ons werk op hierdie aarde. Werk is groot, dit is 'n baie groot deel van ons lewe op hierdie aarde, van ons elke dag op hierdie aarde. Werk en ons daaglikse arbeid en alles wat ons doen, vandat ons oë oopmaak in die oggend tot ons oë toemaak in die aand, is groot. En ons het sulke belangrike riglyne nodig van hoe om ons werk in te kleer en te organiseer. Want ons het werk by die werk, soos wat ons sal praat, ons het ook werk by die huis, en ons het ook werk in ons huwelike, en met ons kinders, en ons het werk in die kerk, saam met die gelowiges, en ons het werk in die samelewing, daar is baie werk vooral oor ons lewens. Elke dag, elke oomblik van die dag, omtrent werk. Broer en suster, en hierdie gedagtes is so groot vir die Here, dat ons hier lees van werk, en dan lees ons 3 keer dat Paulus hier bevelig gee. Vers 6 en vers 10 en vers 12 word dit herhaal. Vers 4 van vorige week se prediking is eintlik waar dit al reeds begin het. En die woord wat hier gebruik word is 'n baie sterk woord, die woord van ek beveel julle, is eintlik 'n militêre woord
sterk woord soos wat bevele wat gegee word vir die soldate of vir hulle lewensafval. Dis oorlog, dis lewe en dood. So 'n woord is hierdie beveel. Dan val het veral op dat vers 6 se bevel, waar ons in vers 6 lees van beveel, dan lees ons daar, wel in die volgende 2, maar by daardie een lees ons nie dat Paulus hulle beveel om te werk nie. Nee. Hierdie perikoop begin met 'n bevel aan die gemeente om haarself van 'n onordelike broer of suster te onttrek. Dis wat die bevel van vers 6 sê. Dis groot woord. Baie groot. So oor die gedeelte gaan, daar was mense wat onordelijk gewandel het, dat onordelijk gelewe. Die mense het onder hulle was in die gemeente gewees, in die klein kerkie daar in Thessalonisense. En hierdie onordelikheid word verduidelik in hierdie gedeelte dan oor wat spesifiek het hulle gedoen wat onordelik was. Die duidelikste staan dit in vers 11. Hulle het nie gewerk hierdie mense nie, maar hulle was bemoeisiek. En bemoeisiek is 'n woord wat letterlik beteken, hulle was al rondom die werk. Maar hulle het nie die werk aangepak. Hulle was al rondom die werk, en hulle het baie dinge te praat gehad oor die werk, en hulle het myself heeltyd bemoei met alle sake, en nie rustig hulle eie werk gedoen nie. Ons kom terug na hierdie tema van werk toe en einde. Maar het val baie op dat Paulus juist oor hierdie onderwerp begin skryf oor die tug in die kerk. Of dat die Heilige Gees juist hierdie twee aan mekaar bind, is nogal groot. In hierdie gedeelte kry ons ook heel wat riglyne oor die kerklike tug. Een aspek oor die tug in die kerk is dat Paulus dit nie hier opdra aan die ouderlinge in die kerk praat. Nou, wie sou jyself herinner, broer en suster, dat ons dieselfde ook gelees het in Matteus 18, waar dit dieselfde ook daar die gedeelte na vore gekom. Dit word opgedra aan die ouderlinge en aan die kerkraad. Die Heilige Gees leer ons dat die tug begin en eindig by die gemeente. Ons het baie keer gehoor net by die ouderlinge in die kerk. Die woord van die Here leer ons anders. Die hele gemeente word hier in vers 6 en weer in vers 14 die opdrag gegee om hulle te onttrek aan 'n broeder of suster wat volhard in 'n sonde en nie wil bekeer nie. As iets baie besonders wat ons hier sien van hierdie gemeente of van gemeente wees. Vers 14, broer en suster, staan dit baie reguit. Daar staan, of ons gaan die afleiding maak, die woord gemeenskap word daar gebruik. Hou geen gemeenskap met hom. So, het is belangrik hier wat ons ook sien oor kerkwees. Kerkwees gaan oor gemeenskap wees. Ons in kerkwees in ons tyd waar begin verskraal en ons dink oorkoepelend dink ons aan kerkwees twee woorde. Twee begrippe. Die een, ons koppel dit aan lidmaatskap, so het is belangrik dat jy 'n lidmaat moet wees by 'n kerk. Dit is natuurlik so. Die tweede ding wat ons sal sê, dis belangrik dat jy 'n boodskap moet kry op Sondag. Dit is vir ons trend wat kerkwees in ons tyd geword het. Maar die woord van die Here, broer en suster, is kerkwees is baie meer as dit. Kerkwees gaan oor gemeenskap. Kerkwees is gemeenskap met mekaar. As die Heilige Gees ons leer van kerk in die brief Romeine en weer in Korintiërs en Efesiërs wat vol is, die kerkbrief Efesiërs, dan word die beeld gebruik daarvan 'n liggaam. En moet ons baie letterlik aan dit ook dink. Dis wat 'n beeld wil probeer doen. Ons is in die kerk mekaar se hande en ons is mekaar se voete en mekaar se oë en mekaar se ore en mekaar se lewer en hart en niere en maag en alles. Ons kan nie sonder mekaar nie. Die een en die ander nodig, broodnodig om te kan lewe. Kerkwees is gemeenskap. Ons ken mekaar se lewens. Ons het invloed elkeen in ander se lewens. En dan as deel van die kerklike tug of die oproep tot iemand om te bekeer van 'n sonde of sonde, dan skryf Paulus, onttrek julle
aan iemand wat onordelik is. Vers 14 lees ons teken daardie man. Ons kan sê dit toe sonder hom of haar spesiaal af, dan staan daar hou geen gemeenskap met hom nie, of met haar nie. Broers, is nog 'n belangrike punt wat ons hier besef, en dit is dat die kerk nie 'n medebroeder of 'n medesuster net mag los in sy of haar sonde nie. Ons is inderdaad mekaar se broeders. Ons moet na mekaar toe uitreik, na mekaar toe uitreik en mekaar uittrek, en as dit dan mag so nodig wees, moet ons mekaar uitblik uit die greep van die sonde. Want sonde is soos 'n kanker wat voortwoeker in 'n gemeente en in 'n samelewing en ook in 'n gelowige persone. Dit begin jou nader oorweldig en opvreet, ons sal niks aan jou oor nie. Daarom moet ons gemeente oor waar daarteen stry. Ons Here, wat ons lewe is, sy eer en sy heilige naam is op die spel. Sy heilige naam en sy eer is op die spel. Moet ons sondes identifiseer, ons moet die stryd by op aanpak, daarteen. Broers en susters, is nog baie onsekerheid vanuit hierdie gedeelte oor wat presies dit hieroor gaan. Bedoelende, gaan dit hier net oor 'n tydelike uitskuif van iemand, en byvoorbeeld die gemeente se gesamentlike etes, ons sal byvoorbeeld sê dat ons nagmaal ete het, gereeld, moet ons dan daar iemand uitskuif. Is dit waaroor hierdie gaan, dan is dit effens ligtelik of nie so ernstig nie? Of aan die ander kant, gaan dit hier in hierdie gedeelte oor drastiese stappe. Kan ons sê ook oor die tugstappe soos wat ons dit ken uit Matteus 18 en Titus 3. Broers, jy moet vir jouself ook gaan uitmaak vanuit hierdie gedeelte. Maar ek persoonlik is meer oortuig dat ons hier te doen het met die laaste stap van ons kerklike tug, met die afsnyding. Die taal van vers 6 en vers 14 is die taal van afsnyding. Dis drastiese woorde, is groot woorde. Om jouself van iemand te onttrek en om van die gemeenskap af dit met hom te doen en jy hou geen gemeenskap met hom nie. Dis groot woorde. Dan val dit laastens ook baie op. Hierdie vers 14 en 15, ons vind dit byna net so in ons formulier agter in ons psalmboeke oor die band of die afsnyding van 'n lidmaat van die gemeente. Lees ons, geliefde Christene, ons vermaan nie, moenie met hom of haar omgaan nie, sodat hy of sy beskaam mag word. Moet hom of haar egter nie as 'n vyand beskou nie, maar wys hom of haar juis van tyd tot tyd in liefde tereg. Agter in ons psalmboek. As dit belangrik dat ons sal oplet, dat hierdie onordelikes en hierdie leegleers al heel wat kere vermaan is in die system. Dit is belangrik dat ons dit sal besef, vanuit die konteks en vanuit hierdie hoofstuk. Hierdie broer en suster wat so onordelik geleef het in die gemeente, hulle is al heel wat kere vermaan. Kom ons kyk vir gedaan. In die eerste brief, wat aan die hele gemeente voorgelees het, gaan uitdruklik so aan die einde van die Tessalonisense, daai hele brief moes net so gelees word vir daai gemeente. In daardie brief is die onordelikes al vermaan. 1 Tessalonisense 4 vers 11 lees ons dit. Ons vermaan julle om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het. Alreeds in die eerste brief word al genoem dat hulle beveel het. So hierdie mense in die gemeente is al beveel deur Paulus hulle self, ons gesê dis die eerste keer. Hier word aan hulle geskryf en vermaan in die eerste brief van Tessalonisense. En aan die einde van die eerste brief kan ons sê, derdens word die hele gemeente ook daar versoek in 1 Tessalonisense 5 vers 14. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, presies wat ons hier kry. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Dis eintlik al die derde keer.
En hier kom Paulus nou weer in die tweede brief aan hulle, en hy vermaan hulle nou hier weer direk, die onordelik is, in vers 12, om rustig te werk. Beveel julle, skryf Paulus, om rustig julle werk te doen. Maar hy beveel ook die gemeente nou met meer drastiese stappe so op te tree. Maar daar was selfs nog 'n laaste vermaning wat tot hierdie mense, hierdie onordelikes uitgeroep het. Paulus, die wat by hom was, het self 'n voorbeeld vir hulle nagelaat. Vers 7 en in vers 9 word geskryf. En Paulus het nie reg gehad om van die evangelie te lewe, want hulle het die evangelie verkondig. Dit sê vers 9, Paulus hulle het nie reg gehad. Maar hulle besluit om eerder nog ekstra te werk, dag en dag, te soeg en te sweet, met arbeid en inspanning, sodat hulle nie kosteloos iemand se brood te geëet het. Hulle het so gelewe dat hulle vir hierdie onordelikes 'n voorbeeld kon wees om na te volg. Rustig te werk. Geloof, broer en suster, lewe ons so dat ons kan sê, mense moet ons navolg. Sal jy trots wees daar, broer en suster, as mense jou leefwyse navolg? Dis wat ons spreek hier lees, vers 7. Nou, broer en suster, die pad met hierdie mense is heeltemal mooi uitgetrap. Want sê die paadjie na die voordeur toe was uitgetrap. Baie gepraat, baie, en weer opgeroep. Hulle is nie gelos nie. Hulle is herhaaldelik vermaan en opgesoek en gepraat nie en beveel en verduidelik en bedien. Hoekom? Dit gaan alles om die bekering van die persoon. Here, het elke skaap lief. So dat ook die vorige keer in Matteus 18 duidelik daar gelees. As die een skaap verdwaal, dan sê die Here, hy kan maar gaan nie. Hy gaan soek hom. Gaan om die bekering van die persoon. Ons lees dit ook hier baie duidelik in vers 14 en 15. Het gaan daaroor dat die persoon hom moet skaam. Hy moet skaam word vir sy sondes. En nooit sê vers 15 moet ons beskou as 'n vyand nie, maar altyd weer en weer vermaan word as 'n broeder of 'n suster. Altyd weer staan ons Here Jesus se liefde voorop. Die groot punt is dat hierdie persoon hom of haarself, hyself of syself, hom of haarself van die kerk of van die gemeente van die Here begin afsonder deur die onordelike wandeling. Hierdie persoon is eintlik dan op 'n verskriklike pad. Ons ken die pad van die sonde. Ons eie lewens ken ons hierdie pad baie goed. Dit is 'n pad van vernietiging. Ons afgode is 'n pad van dood. Hoekom so drasties? Die sonde is regtig nie iets om mee te speel, die broer en suster. Sonde is met jou inslip en dit trek jou dieper en dieper in. En jy word al meer verstrengel en jy word al meer leweloos. Tensy die Here jou op 'n manier daaruit ruk, anders is die einde die dood. En die ewige dood. En dis waar ons almal was. Dis ons natuur, broer en suster, dis waar ons almal was. Ons Here het ons nie op hierdie pad laat aangaan. Dis ons Here. Het ons nie gelos nie. Toe ons nog sondags was en vyande van God was, staan daar in Romeine 5, het Christus vir ons gesterf en ons kon uittrek uit ons sonde dood. Ons word nie gelos nie. Steeds kom die Here weer en weer en hy bring groei in ons lewens deur sy Heilige Gees. Mense sê ons Here los ons nooit nie. Die Here los sy kind nooit nie. Hy is met sy kind tot die einde toe. Dis die belofte, dis die kernbelofte van die verbond wat die Here met ons opgerig het. Ek sal vir julle 'n God wees. Julle sal vir my 'n volk wees. Nie as julle vir my 'n volk wees nie. Julle sal vir my 'n volk wees. Die Here se belofte, hy sê, ek is met julle. Ek sal vir julle 'n God wees. Ons word nie gelos nie. Goeie Vader kom elke keer weer. Hy bring ons meer en meer by homself.
waar ons so mooi bely, ons belydenis, waar dit vir ons soeter is as die lewe by die Here, en weg van hom is dit vir ons bitterder as die dood. By ons Here is dit ons soeter as die lewe, en weg van hom is dit vir ons bitterder as die dood. Die Heilige Gees kom net weer, en maak elke keer weer bemoeienis in ons. Is altyd weer, daar, klop aan die deur, Openbaring 3:20, waar dit staan, hierdie beteken nie, is ons eerste bekering nie, maar die Here is altyd weer daar om te klop aan die deur, hy is altyd weer daar om in te kom, saam met jou maaltyd te hou, jy met hom, hy is altyd daar, klop. Sy Gees kom hy altyd weer, en dan hou dit om met sy kinders te werk, dis ons blus die Gees uit. So kom die tug so groot is in die kerk, broer en suster, gaan oor wie die Here self is. Gaan oor wie ons Here is. Gaan oor wat hy gedoen het, met ons hele verlossing. Ons mekaar so begin bedien, die liefde van Christus. Ons is eintlik weer aan die begin van die brief, waar Paulus vir hulle bid en die Here dank, omdat hulle liefde vir elkeen, of die liefde van elkeen vir mekaar groter geword het. Dis waar dit hier in die hoofstuk oor gaan, hulle liefde vir mekaar. En dat hulle mekaar nie los om hierdie afgrond af te gaan, in te val. Hier alles word nou gebind aan ons daaglikse werk. Dan besef ons hoe groot is ons roeping om te werk. Een of ander rede was al mense gewees wat gedink het, hulle hoef nie te werk nie, en hulle kan maar leef van ander se sakke af. Uit ander se sakke. En daar was 'n harde hardheid by hierdie mense hieroor, ons het nou al by naby stil gestaan, hoe dit eintlik oor al telke male vermaan is, maar het bly volhard in hulle onverantwoordelikheid. En hulle bemoeisiek gaan. Broer en suster, dan moet ons ook onsself hierin gaan ondersoek en vra, en kyk in ons eie lewens, hoe staan dit in my eie lewe met my werk? Sommige net 'n klein soektog wat ek kan maak op die internet, maar die gemiddelde persoon vandag is vir ten minste 2 uur en 20 minute op sosiale media elke dag. Dis baie ure. In 'n week is dit amper 2 ure, of is 2 werksdae se ure, 16 ure. Van die studie wat op die tyd gedoen is, was 10% van die mense tot 6 uur per dag op sosiale media. Is ons nog besig om te werk? Of moet ons ook hierdie vermaanings van 2 Tessalonisense 3 ter harte neem? Ons lewens gaan ondersoek. Die ander kant is net so waar, het ons ook nog die regte ingesteldheid tot werk? Of het ons aan die ander kant weer onordentlik geword? Het ons heeltemal onordentlik geword met ons werk, dat ons heeltemal te veel aan ons beroep werk? Heeltemal te veel besig is met ons daaglikse werk, soos met ons praat, en dat ons die werk in ons huwelike en ons kinders begin afsteek, en dit begin lei onder ons ander werk, wat ons afgod geword het. Selfs ons geloof vandaag weer begin lei. Sommige mense het ontsluit nie, hulle moes nie tyd vir die erediens nie. Wat nog van persoonlike Bybellees, bid. Wat sal hulle sê, hulle moet werk. Hulle lewe is nie te besig. As ons tyd in die dag om Bybel te lees en te bid, is baie opvallend. Die Bybel ken eintlik net 2 tipes werk. En ons het 3 of 4 tipes werk begin maak. Die Bybel ken net 2 tipes werk. Die een tipe werk is die werk van die geloof. Ons het dit ook gelees in ons 1 vers 11. Dis die werk wat voortspruit uit ons geloof in die Here uit. Ons 1 vers 11 staan dit, die werke van julle geloof. Die ander werk van die woord van die Here ken, is werke van boosheid. In Johannes 3 sê dit vir ons die mees duidelikste, daar gaan ons lees vers 19 tot 21. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense in die duisternis liewer gehad as die lig,
want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Twee word hier teenoor mekaar gestel, ons werke van boosheid, of ons bose werke, of die werke wat ons in God gedoen. Waar val jou werke van elke dag, broer en suster? Een van die twee kategorieën moet het val. Kan nie tussen dit wees. Ons nie kruisareas. In die eeuwe was al mense gewees wat geleer het dat handewerk boos is. En hulle het gesê, werk wat ons met ons gedagtes doen, dinkwerk aan ons sê, hulle het gesê, dis goeie werk. Of daar word bijvoorbeeld gedink dat 'n wetenskaplike se werk beter is as 'n tuinier se werk. Die woord van die Here broers is ken nie hierdie onderskeid. 'n Akademikus of 'n wetenskaplike se beroep is nie beter as 'n motorwerktuigkundige of 'n tuinier se beroep. In die geskiedenis is ook al meermale mense gewees wat gedink het, werk is 'n vloek. Lees ons dan in Genesis 3, sal hulle sê dat die mens in die sweet van sy aangesig sy brood sal eet nie. Broer en suster, was 'n groot belangrike punt, wat ons hier dan moet weet. Dit is nie waar werk begin nie. Werk het nie met 'n vloek begin nie. Werk het alreeds begin by Genesis 1, in die paradys. Alreeds in Genesis 1 het God vir die mens gesê, vul die aarde, onderwerp dit, ontgin dit, bestuur dit, en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die diere. Nog voor die vloek op die werk gekom het, die Here vir die mens gesê, in Genesis 2 vers 15, waar lees ons toe die Here God vir die mens geneem en hom in die tyd van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Want te bewerk is werk. Werk was nooit 'n vloek nie. Maar dit is so, die sondeval het wel 'n vloek oor werk gebring, maar werk self was nooit 'n vloek nie. Hoe kan dit? Hoe kan werk 'n vloek wees? Onse God wat ons dien, broer en suster, ons kan sê, hy self is werk. Hy werk altyd. Johannes 5 vers 17 lees ons daar baie direk die Here Jesus Christus sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Groot werk van die Here was natuurlik die skepping gewees, ons sien dit goed, woord van die Here is daarvan vol, maar ook al reeds in die Ou Testament begin ons lees, byvoorbeeld Jesaja 28 vers 21, dat die Here se werk vreemd is. Die Here se werk, sy daad is ongehoord, is sy daad, sê Jesaja 28. Die groot werk van die Here, waarvan die Ou Testament vol is, en waarvan die evangelies dan ook oorloop, is die werk van die gesalfde. Die Ou Testament het hom beloof, die evangelies is vol daarvan, hy het gekom, hy is gebore. En van die begin af, verkondig hierdie Messias die koninkryk van God. As hy gedoop word, en daar gesal word, die Here Jesus Christus, as hy daar gesal word vir sy werk, sy groot roeping, dan begin hy die werk doen van sy Vader. Johannes 4 vers 43, daar sê die Here Jesus dat sy groot werk, of dat sy voedsel is om die wil te doen van hom wat hom gestuur het, en om sy werk te volbring. Dis wat die Here Jesus Christus sê. Hy sê, sy werk is om die werk, om die wil van die Vader te volbring, te doen. En dan net voordat die Here Jesus by die klimaks van sy werk kom, bid hy vir sy disippels en hy bid vir ons, en dan bid hy, Vader, ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Dan bring hy die groot en die volmaakte offer daar aan die kruis. En hy staan op in die doodheid. Dit was die klimaks. Die Here Jesus Christus se werk, hy kom verheerlik die Vader deur vir hom 'n erfdeel te versamel en los te koop in die heerskappy van die duiwel. Broers en susters, dan is dit hierdie werk, Christus, wat ons werk hier op die aarde weer reg.
Elke maal in die Ou Testament, die Nuwe Testament lees ons dat ons werk niks by God kan verdien nie. Dit is as ons werk om iets by God te verdien met ons werk, dan is dit vergeefs. Ons kan nie iets by God verdien met ons werk nie. Ons werk sal nooit op standaard kan wees nie. Ons beeldskap is vernietig deur die sondeval. Ons bewerk nie deur die skepping nie, ons misbruik en vernietig die skepping. Dis baie duidelik oor in die nuus. En in die wêreld om ons het kyk. Maar in Christus mag en kan ons nou weer ons werk gaan doen in vrede. Want ons werk hoef nie iets te verdien nie. Alles is reeds verdien deur die Here Jesus Christus op die kruis. Ons mag nou in vrede hierdie skepping weer gaan bewerk en bewaak en dit onderwerp. In Christus, broer en suster, word ons herstel. Maar dit is net in hom, net in Christus wat ons herstel word. As ons na hom kyk, dan is ons herstel. Dan werk ons nie meer vir lewe en dood nie. Buite Christus sal ons letterlik onsself doodwerk. Werk en geld raak maklik af. Maar in Christus werk ons nie meer om te eet. Mag ons nou in God se goeie trou en sorg eet te werk. Mag ons getrou wees en werk oral oor, by die kerk, by die werk, by die huis, in ons huwelike, ons huise, en ons kinders, van geen, mag ons daar nie van geen hulle inploeg. Mag ons werk by die kerk, by die samelewing, oral oor. As Here Jesus Christus het ons vrygemaak, ons vrygekoop, kan gaan werk met vrede. Amen. Kom ons sit Psalm 128. Arbeid van sy hande, mag hy met vrede geniet. Broers en susters, dit is 'n psalm wat ons van niemand anders sing nie as van ons Here Jesus Christus. Psalm 28, daarvan vers 1 en vers 2, en dan gaan ons saam dit doen. Onse Vader in die hemele, ons loof U vir die woord, waardeur U ons wys op U heiligheid, Here, U ons wys Christus se groot offer, sonde. Daarom is dit iets om weer rekenskap te hou
hou in ons lewens. Dit is waaroor die groot werk van vir ons en ons. Verheerlik Uself meer, Here, want dis wat U kom doen het. Het Uself kom verheerlik, wil U dit meer en meer doen. Ook in en deur ons eie lewens wil U gee dat U naam geheilig word. En dat U koninkryk kom, mag ons buig meer en meer onder U woord en onder die Gees. Dat U wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Ons bid tot U in ons stryd hier op die aarde, dis nie klein nie. Ons drie groot vyande is baie magtig, o Here. Skenk ons tog die afsterwe van ons ou mens. Maar ook vir al die opstanding van die nuwe mens. Mag ons 'n hartlike vreugde in U hê en in U vind, Heer Christus, die Gees se werk. Heilig ons in U, o Vader. Mag ons as 'n gemeente ons roeping sien en ken en mag ons geloofswerke volkome word, sodat Christus se naam verheerlik mag word en ons mag verheerlik word in Hom. Ons bid vir alle mense dat hulle U mag ken en tot ware kennis van U mag kom. Dit bid ons in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons sing saam Psalm 138, waarna die Here ons wegstuur met sy wegstuurseën, of die erelied gaan voortsit, Psalm 138, daarvan vers 1 en vers 4. Die Here sal sy werk deur niks laat doen. 138, 1 en 4.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en sy vrede gee. Amen.